Ons eer die Here werklik waar in ons omgewing, met alle respek gesê, is dit soms vir my dan so mooi wanneer ek na die boere luister en hulle sê, ja, dis lekker nat, maar 'n bietjie sonskyn sal ook nou lekker wees. Dan besef ons dat ons versigtig is om nie te wil kla omdat dit nat is nie. Want baie van die mense wat ek ken was in die Kaap gewees en daar smeek hulle die Here om reën. Terwyl daar, weet nie wie van julle weet nie, al die brande wat daar was, soveel mense wat ons ken wat daar is en sê, Dion, bid asseblief, net die Here kan nou iets doen. En dis hoe vinnig die lewe kan verander. Maar ons gaan vandag fokus op 5 punte wat ons as ouers, grootouers en kinders kan doen om seker te maak dat ons reg is vir hierdie jaar. Uitdagings sal daar altyd kom. Die Bybel waarsku ons en sê, weet dit. In die laaste dae sal daar swaar tye kom. Maar is ons bereid om alles te gee, voor te berei, om die Here werklik te vertrou, dat hy vir ons is en nie teen ons is nie. Die eerste punt is, onthou jou fondament. Onthou jou fondament. Matteus 7 vers 24 en 25 kom en hy sê, elkeen wat dan na hierdie woorde van my met 'n hoofletter luister en dit doen, is soos die wyse man wat sy huis op die rots gebou het. Die reën het geval, die waterstrome het opgekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm. En dit het nie geval nie, omdat sy fondament op die rots gebou was. Soos ons gesê het, hierdie jaar sal daar ook uitdagings wees. Dis, ek wil amper sê, een van my gunsteling verse in die Bybel, en baie keer as ek vir mense sê, dit is een van my gunsteling, dan wonder hulle seker hoekom. Een van my gunsteling verse is, dis onvermydelik, dat daar dinge sal kom wat jou wil laat struikel. Die Bybel sê, dis onvermydelik, daar gaan dinge kom wat jou wil laat struikel. Hy waarsku ons en sê, die vyand, hy loop rond soos 'n brullende leeu, om te kyk, waar kan hy kom verwoesting saai? Waar kan hy in 'n gesonde huwelik kom twyfel bring? Waar kan hy in 'n gesonde verhouding tussen ouers en kinders en selfs jonger kinders, hoe kan hy verwarring bring? Hoe kan hy daar inkom? Ek wil amper sê om hulle uit mekaar uit te dryf. Hy sal elke dag iets probeer, maar die eerste punt is, ons gaan onsself moet herinner, dat ons huise, ons huwelike, ons lewens, ons kinders, ons plase, ons omgewing, is gebou op Jesus Christus. Hy is die fondament, hy is die begin en hy is die einde. Winde en teëspoed sal waai, maar as jou gesin op Jesus die fondament elke dag kan bly staan, gee dit vir jou, ek wil amper sê, so 'n bietjie van 'n voorsprong. Ons praat baie keer daaroor hoe belangrik dit is om saam te kom, om tyd saam te spandeer, om saam die Here te aanbid, om saam die Here te dien. En al meer en meer, ek wat met so baie gesinne werk, ek is by ons skool betrokke op die beheerliggaam, ek is amper die helfte van my lewe lank by kerke betrokke, en een van die hartseer dinge is, ek dink met die oujaarsaanddiens, toe sê ek nogal, kom ons wag nie hierdie jaar, tot alles uitmekaar uitval, en dan moet die dominee gou inspring, en hy moet nou gou alles uitsorteer, en die en daar nie. 2 dae later, toe's daar iemand wat vir my 'n boodskap stuur en sê, Dion, nou moet jy help. Ek het nou daai briefie wat jy van gepraat het Sondag, het ek nou by my vrou gekry, sy's nou moeg. Toe sê ek nou, verduidelik vir my, hoe lank kom dit nou al? Toe sê, weet jy, dit kom eintlik al baie jare. En soms, ek wil amper sê, dink ons baie keer, dit gaan oorwaai. Alles waai nie altyd oor nie. Die weer waai oor. Maar probleme waai nie altyd net oor nie. God wil jou die krag gee om dit te oorwin. Ons kan net vir so lank, ek wil amper sê, die veilige goed onder die mat invee. Dan gaan ons op 'n stadium die mat moet uithaal en sê, kom ons vertrou die Here. Kom ons kom terug na die fondament toe. En kom ons kom maak dit heel. Ouers, maak hierdie jaar die woord van God die hoeksteen in jou huis. Maak seker dat jou kind, ek wil amper sê, 1 keer 'n week,
by jou, uit jou stem uit, die woord van God hoor. Net een versie. Kinders, jou anker, jou identiteit in God is baie meer belangrik as enigiets anders. Nou ek het nou sommer toevallig so in die ry hiernatoe van Koster af, sien ek oral staan sulke sonneblomme. Nou eerstens moet ek bely, ek het hom nie uit iemand se land uit gesteel nie. Ek het hom langs die pad gepluk. Daar staan so tussen Koster en hier, ek dink as ek hulle moet saamplant in een land, sal ons 'n goeie oes gekry het van hulle af. So baie staan daar. Niemand het die put geplant nie. Hy het iewers afgeval. Hy staan tussen onkruid, tussen bossies, tussen doringbome, tussen soveel goed. Hy kon baie maklik gesê het, nee wel, ek het geen kunsmis gekry nie. Iemand het nou gesê, as hy na die wortelstelsel kyk, dan betwyfel hy al die kunsmis wat ons die goed gee en al daai goede. Hy staan in klipperige grond, maar hierdie sonneblom het nie gesê, oeg nee wat, jy weet, ek is nou nie deel van 'n land nie, so kom ons los dit maar. Die oomblik toe ons aangery kom, toe trek dit onmiddellik my aandag. En ek wil vir elkeen van die kinders vandag sê, as jy werklik wil aandag trek, wees soos die sonneblom. Moenie op die verkeerde manier iemand probeer beïndruk om aandag te trek nie. Hierdie sonneblom het net gedoen wat sy doel is in hierdie lewe. En dis homself wees. En dis hoe ons hom raak gesien het. Net omdat hy homself is. Jy kan skaam kry, baie keer ouers praat met my en sê, Dion, my kind voel nou sleg. Sy het nou iemand nou gaan weggee wat nou by die skool iets verkeerd gedoen het en nou spot almal hulle, en hoe maak ons nou? Toe sê ek is baie maklik, sê net vir my wie doen dit, dan sal ek daai ouers kontak en vir hulle vra, sal jy asseblief vir jou kind vra om op te hou om dit te doen? Nee, maar sy gaan moeilikheid kry, ek sê nee, sy gaan nie. Want dan sorteer ons dit uit. Ons moet ons kinders begin beskerm wanneer hulle goed doen. Ons moenie laat hulle bang wees om die waarheid te kan praat, om te kan sê nee, ek gaan nie. Ons moenie laat hulle bang wees om te kan sê, mamma, papa, hierdie en hierdie gebeur, en ek weet is nie reg nie, hoe kan ons maak? Ons leef in 'n tyd wat regtig moeilik is. Kinders word maar baie geboelie. Ek sien al meer en meer ouers soms ook bietjie bang raak, en dan sê hulle, ag Boeta, weet jy wat, los dit maar. Iemand sal tog eendag uitvind. Kom ons skram nie weg van die waarheid af nie. As Jesus ons fundament is, en ek glo dat meeste van ons kinders in skole is waar godsdienst verkondig word. Maar dit gaan verseker oor die manier hoe ons dit oordra. Een pa het ingestorm en gesê, ek keer hierdie hele skool om, ek slaat al hierdie seuns dood, en toe sê ek nee, daai gaan nou nie werk nie. Jy sal moet 'n afspraak maak en op 'n ordentlike manier gaan sit en sê, hierdie en hierdie het gebeur. Ek sou graag wil hê dit moet anoniem bly, maar kan nie stil bly daaroor nie. Wees soos hierdie sonneblom, en ek sê nogal vir my vrou, ek dink elke keer as jy tussen Koster en Lichtenburg nou ry en jy sien die sonneblomme, vra maar vir jouself, selfs as ouers, is ek wie ek is? Of gee ek voor? Probeer ek iemand anders wees? Die tweede punt is onthou jou doel. Net soos die sonneblom. Die ergste van alles is, ons kan sien wanneer hierdie sonneblom begin afgaan. Daar's sulke kleintjies, daar's een met so groot kop, toe ek die nou klaar gepluk het, toe sê ek moes eintlik daai een gepluk het. Hy lyk soos die mooiste een. Onthou jou doel. Hoekom is jy hier? Eerstens is ons hier om Jesus te verkondig in jou lewe. Elke dag waar jy gaan. Ek gaan weer sê, daar gaan storms kom. Die Bybel sê, word toornig. Ek dink dis die boodskapvertaling wat dit so vertaal. Hy sê, word kwaad, maar moenie sondig nie. Gaan kyk, die Bybel sê, word toornig, maar moenie sondig nie, want Jesus self het in die tempel ingestap en toe hulle die tempel misbruik. Toe keer hy al die tafels om en hy jaag die ouens weg en hy sê vir hulle, nee. Hierdie huis sal 'n huis van gebed wees. Ons sal hiernatoe kom om te bid. Nie om allerhande goed te kom, geldwisselaars en nee. Miskien moet ons net weer terugkom na daai oorspronklike doel toe. Die Bybel sê vir alles op hierdie aarde is daar 'n bepaalde tyd. Jou tyd is nou. Jou tyd is hierdie jaar, nie laas jaar nie, nie die jaar toe jy gebore is nie, nie die goeie ou dae nie. Jou tyd is nou.
Jou kinders se tyd is nou. Jou kleinkinders se tyd is nou. Handelinge 2 vers 17 en 18 kom en hy sê, hy maak eintlik hierdie verklaring, in die laaste dae sê God, sal ek my gees uitstort op alle mense, julle seuns en julle dogters sal profeteer, ook my dienaars, manne en vroue, sal ek in daardie dae my gees uitstort. Ons weet, die gees van God is by elkeen van ons, oral waar jy beweeg, of jy by die skool is. Ek grap baie keer as ek met die skoolkinders praat, dan sê ek of jy in die wiskunde klas sit, of jy in die Afrikaanse klas sit, of jy in watter klas ook al sit. Ook daar is die Here. Of jy in die land is, of jy by die huis is. Of jy in jou voertuig is, of jy by die see is, of jy op die plaas is. God is oral. Maak hom oral deel van jou lewe. Ek wil vir die ouers vra, julle doel is nie net om te voorsien vir jou kind van kos en beskerming en 'n dak oor sy kop nie. Maar jou doel is ook om hom te help, om te ontwikkel vir wie hy is. Wie is hy? Ons probeer soms ons kinders in hierdie idee indruk van wie ek dink hy moet wees. Ek sê baie keer, ek het, toe ek die eerste keer pa geword het, en ek hoor as 'n seun, toe weet ek al, nee, hy gaan dit doen, en hy gaan so maak, en hy gaan rugby, en hy gaan so, en 2-3 jaar later vind ek uit, nee, hy kan niks van daai goed doen. Vandag kyk ek baie keer na ouers, en dink ek, as jy net besef, dat om jou kind, vir wie hy is, te ontwikkel, of wie sy is, te ontwikkel, in God se woord, gaan jy baie makliker, en baie meer vrug dra, as enigiets anders. So ek wil jou as ouer motiveer en vir jou sê, die geestelike gawes vir jou kind om te wees wie hy is, om lief te wees vir Jesus, nie omdat jy hom dwing nie, maar omdat jy vir hom wys wie Jesus is. Kinders, jou doel is nie net om goeie punte te kry en om pret te hê by die skool nie. Dis meeste van ons se droom, om net goeie punte te kry, en dat ek dan elke pause, dit was my gunsteling periode gewees, pause. Maar jou doel is ook om vir ander te wys dat jy Jesus liefhet. Dat jy werklik waar, soos hierdie sonneblom wil uitstaan, waar ook al jy is. Skep hierdie jaar 'n saam en 'n doeltyd, met jou kind te kan praat oor sy doel in hierdie lewe. Ons kan nie ons kinders wegneem daarvan, ons kan nie laat hulle voel, ja, maar hy's nie oud genoeg nie. Ek kyk baie keer na die Bybel en dink ek, van daai kinders, Dawid en 'n klomp van hulle was op die ouderdom wat meeste van ons kinders is, toe hulle al groot dinge gedoen het. Jesus self het, ek dink op 7-8 jaar oud, het hy in die tempel gestaan en die geleerde mense geleer. En sy ma kom en sê, maar ons het jou gesoek, kom saam. En hy antwoord en hy sê, weet julle nie dat ek my Vader se werk doen? Dink net as jou kind soveel van Jesus weet, dat hy by die skool uit sy eie uit ander kinders begin leer van Jesus. Derdens, onthou jou kommunikasie. En ek het 'n voorbeeld jare terug toe ek nog jeugleier was, toe kom praat 'n ma met my, toe sê sy vir my, Dion, ek sukkel met my dogter, ek en sy stampkoppe van die oggend tot die aand toe. En ek vra toe vir haar, maar hoeveel gesels julle? En sy sê, ons gesels elke oggend, as ek haar hare blaas of die, ek sê nee, dis iets wat julle saam doen, al praat julle, dit kan jy nie as die primêre doel praat beskou nie. Ek weet, ons het baie groot geword in 'n era van jy word gesien en nie gehoor nie. En ek het so ruk terug vir 'n klomp van ons ouers gesê, wat ons in een van die grade 'n bietjie uitdagings het, toe sê ek vir hulle, het enige van julle al vir jou kind gevra, wat gaan aan in die klas? Nee maar, ek sê, nee maar, ons gaan moet leer in hierdie jaar, om ons kinders geleentheid te gee om met ons te praat, om vir ons te vertel. Baie kinders vertrou glad nie hulle ouers nie, want hulle is bang dat hulle ouers gaan skool toe hardloop, of iemand se ma of pa of wie ook al bel, en daarom weerhou hulle baie inligting van hulle kinders. En ek sê baie keer, is baie keer miskien maklik vir my om te sê, my oudste is maar 12, maar selfs met hom gaan sit ons so nou en dan en sê, ek wil hê jy moet weet wat se uitdagings kom daar. Ek wil hê jy moet weet wat se dinge gebeur. Dis internet en is YouTube en is TikTok en is Instagram en ek weet nie wat alles nie.
Op een of ander manier gaan hy moet weet, wat is die standaard? Wat is reg en wat is nie? Maar baie keer beklei ons met hulle as hulle klaar die fout gemaak het. In plaas van of vooraf te kan sê, ek wil jou kom vra, hierdie goed gebeur, ons gaan nie van dit af weghardloop nie. Ek kan Adolf sê net nou, hierdie AI neem alles oor, en dit gaan net nog meer word. Ons gaan dit nie kan weghou nie, jy gaan dit net vir so lank kan weghou. Dis deel van ons lewens. Maar op een of ander manier gaan ons met ons kinders moet sit en moet kommunikeer met hulle vertroue regtig wen. Daarom wil ek vir die ouers vra, maak seker dat jy elke dag iewers 'n oomblik vat wat jy nie besig is om iets te doen nie, maar net sit en gesels. Net die ander kant, ek weet nie, hier's 1 of 2 huise op hierdie grondpad en ek sê op net toe ons indraai hierso, toe sê ek vir Belinda, dink jy hoe lekker moet dit wees om op daai grasperk te kan lê, so op 'n Sondagmiddag en dan lê jy net so 'n bietjie gesels. Nou alles 'n mooi prentjie. Meeste van julle sal vir my sê, Dion, jy het nie idee nie, op die plaas ons nie tyd vir rond lê nie. Maar ons moet tyd maak. Ons moet met ons kinders, die Engels sê so mooi, connect. Ons moet met hulle connect. Kinders, ek weet dit soms, jy kom op 'n sekere ouderdom wat jy nie meer saam met jou maale wil gesels en kuier en alles nie. Maar probeer verstaan dat hulle regtig waar soms iets sien wat jy nie sien nie. 'n Tiener het nydag vir my gesê, my pa moet my net los, ek is my eie kop staan. Toe sê ek, weet jy wat is die probleem? Ek wat voor jou staan, moes al kinders uit die tronk uit gaan probeer haal van koppe staan. Ek het 2 weke terug gesê, 'n ma wat ek gewaarsku het en gesê, jou kind is besig met verkeerde vriende, verkeerde dinge. Toe hy agter tralies sit, toe huil sy en smeek en sê, nee, bid dat die Here moet, toe sê ek kan nie, hy is skuldig. Hy was deel aan dwelmverkope gebruik, hy is skuldig. Ek kan nie bid dat die Here net moet laat die saak nou net verdwyn nie. Môre oor môre dan is daar ander sake en dan sê ons, o nee, hierdie dokument het nou net verdwyn. Kan nie verdwyn nie. Die realiteit is, weer eens baie jare terug toe ek tienerleier was, het 'n dogter eendag na my toe gekom, ek dink sy was 13, 14, ek kan nie presies onthou nie. Toe het sy swanger geword en toe sê sy, bid saam met my dat die kind sal verdwyn. Toe sê ek, nee, hy kan nie. Hy kan nie verdwyn nie. En dis die gevare van een oomblik. Daarom wil ek jou aanmoedig. Kom ons kommunikeer openlik. Kom ons wees eerlik met mekaar. Ek sê baie vir die ouers, moenie dink jou kind is dom nie. Hy weet baie meer as wat jy dink hy weet. Inteendeel, ek dink die helfte van die dinge weet hulle meer as wat ons weet. Maar om goeie kommunikasie te hê, is regtig belangrik. Blaas af, ontspan en maak seker dat ons iets het om met mekaar te praat oor. Die 4de een is onthou genade. Ek wil eerstens vir die ouers sê, onthou in hierdie jaar gaan jy ook foute maak. Jy gaan ook dinge doen wat jou kinders na jou kyk en sê, ja nee, praat jy pa. Gister sê jy so, vandag maak jy so. Laasweek sê jy so, nou doen jy die, jy het my beloof ons gaan dit doen. Ek praat baie met paas, dan sê ek, hoeveel keer, en ek sluit myself in, hoeveel keer het ek al gesê, ek gaan nou saam met jou bal speel, gee my net gou kans. En dan vergeet ons, en hy kom vra nie weer nie. So ek wil vir jou sê, as ouer, as grootouer, jy gaan foute maak die jaar. Maar wees jouself genadig, en laat toe dat as man en vrou, as ouma, oupa, ook nog iemand jou tereg kan wys. Mans oor die algemeen hou nie baie daarvan, as iemand by jou kom en sê, nee wel, jy weet daar het jy fout gemaak, of die of daar nie. As iets in ons wat wil opstaan. Maar jy gaan foute maak. Kinders, jou ouers is nie perfek nie. Hulle probeer hulle bes. Hulle gaan foute maak, want onthou, jy gaan ook foute maak. En jy wil ook hê dat hulle jou sal vergewe en weer sal vertrou en weer 'n kans sal gee. Net so gaan jy ook foute maak. Ouers, jou kinders gaan foute maak. Maar maak seker as jou kommunikasie reg is, dat jy werklik kan saam staan. 2 Korintiërs 13 kom en hy sê, waar die gees van die Here is, daar is vryheid. En vryheid is regtig belangrik. En dan praat ek nie van vryheid om te maak en doen wat jy wil nie. Die woord is ons fondament.
Ons moet volgens die woord lewe. Maar ons moet seker maak dat ons kinders die vryheid het en ons as ouers moet mekaar as man en vrou, as ouma en oupa die vryheid gee om te kan sê, help my reg. Ek wil sommer 'n voorbeeld van baie jare terug gebruik, nog voor ek en my vrou getroud is, het sy eendag vir my gesê, sy kan mos sien die en daai een soek aandag en sien nou baie van die jong mans hier sal weet, jy loop soos 'n kapok handjie en dan wil jy nou kyk hoeveel aandag jy kan trek. Tot ek eendag vir haar gesê het, maar jy gaan my moet help. Jy gaan vir my moet sê, as jy kan sien, daar's iemand wat aandag soek. Jy het die volste reg om na my toe te kom, en ek wil jou glo, ek wil jou vertrou, en ek gaan vir jou sê, dankie dat jy my kom waarsku het. So ruk terug praat ek met 'n pa, en hy sê, hy kan sien, daai 2 seuns, kyk vir sy dogter, en hy ken al 2 van hulle se paas heeltemal te goed. Toe sê ek vir hom, nou verduidelik vir my, hoe gaan jy maak? Toe sê ek gaan vir haar sê, as jy met daai 2 praat, sal moeilikheid. Sê ek, nou hoe gaan jy met die seuns maak? Toe sê hy, hulle ken my, hulle weet. Toe sê ek, nee, ek dink nie hulle weet nie. Ek dink gaan sit en praat mooi met hulle en vra vir hulle, wat is jou motiewe met my dogter? En net daar, toe verander die hele prentjie. Nou het dit amper gesegde geword tussen baie van julle ken vir Boetie van der Merwe en 'n klomp van hulle. So hy vir my, hoe gaan hy sy dogter beskerm? Toe sê ek, maklik Boetie. Al wat jy doen is, as 'n seun by jou dogter kom kuier, dan vra jy hom rustig eenkant. Boeta, luister gou vir my. Wat is jou motiewe met my dogter? Wil jy net kyk of jy haar kan kry? Wat is jou motiewe? Wat is jou plan? Nou ja, ongelukkig vir die seuns en gelukkig vir die dogters het baie van daai verhoudings vinnig verander. Maar ongelukkig is die realiteit dat as jy nie op 'n mooi en 'n positiewe manier jou kind gaan beskerm nie, gaan jy haar moet troos, en dit wil ons nie doen nie. Ek het baie jare terug by 'n manskonferensie gesê, enige dogter soek 'n man in haar lewe. So pappa, wees jy die man in haar lewe, of sy gaan dit by iemand anders soek. En daai is moeilik. Dit is op 'n stadium later gesê, sal jy tevrede wees as enige man of enige seun eendag jou dogter hanteer soos wat jy jou vrou hanteer, of soos wat jy jou dogters hanteer. Dis hard, dis moeilik, maar dis die realiteit waarin ons lewe. Die 5de punt is onthou jou vrede. Onthou vrede. Dis baie belangrik, en hierdie is nogal uitdagend wanneer dinge baie keer begin weghardloop vir ons. Ons kom maar baie keer by die huis met 'n, ek wil amper sê, met 'n warm gemoed, en ons is half geïrriteerd en dinge werk nie uit nie, en ek onthou, kom ons sê maar daar in Koster, nie een groot pan, daar in Koster. Daar het ek al met 'n paar, of my vrou met 'n paar vrouens gepraat, en dan sê hulle, jong, ek vra hom eerder niks nie, ek gee hom maar net kos, en ek sê maar niks nie. Daar is 'n atmosfeer, en dit gaan ook hierdie jaar gebeur. Dit gaan op 'n stadium vir jou voel, nee, dinge werk nie nou uit nie. Wat gaan aan? Maar vrede is so belangrik, en vrede kom van God af. Nehemia 8 vers 10 sê, die vrede van die Here is julle sterkte, en dit is die geboortereg van elke gelowige. Ek wil dit weer lees, ek gaan afsluit hierna. Nehemia 8 vers 10, die vreugde van die Here is julle sterkte, en dit is die geboortereg van elke gelowige. Met ander woorde, as jy kind van God is, het jy die volste reg, jy het 'n geboortereg om die vreugde van die Here jou sterkte te maak. Daarom wil ek vir jou vra, mag daar vreugde in jou huis wees. Mag daar vreugde, mag dit die sterkste ding wees wat julle almal bymekaar hou, wat julle naby mekaar hou, die vreugde wat van die Here afkom. Ouers, moenie toelaat dat die gewig en die uitdagings van hierdie lewe die vreugde wat van God afkom steel nie. Kinders, moenie jou vreugde gaan vind in dit wat jou eintlik wil vasbind, in mense wat jou eintlik wil neertrek nie. Om alles op te som, kom ons bou werklik op die rots Jesus.
Kom ons maak die woord ons fundament. Kom ons ontdek ons doel. Kom ons help ons kinders om by hulle doel uit te kom. Kom ons kommunikeer in liefde. Kom ons leef in genade. Kom ons vergeet nooit dat vreugde van die Here is en dis jou geboorte reg nie. Ouers, bid vir jou kinders. Maak seker dat jy werklik waar moeite doen om tyd met hulle te spandeer. Kinders, wees geduldig met jou ouers. En ek sê dit baie omdat ek baie met jong mense werk. Wees geduldig met jou ouers. As dit nou net kinders was wat hier gesit het, dan sou ek vandag vir hulle gesê het, hulle is nie in alles so slim soos julle nie, maar hulle het al duurder lesse geleer as julle. En dis 'n groot realiteit. Enige kind dink, pa wat dink, wat weet jy, ma wat weet jy? Hulle is dalk nie in alles so slim soos wat jy is nie, maar hulle het al duurder lesse geleer. En op die einde van die dag is dit die lesse van die lewe wat ons leer. Die Bybel sê, die wysheid kom met die grysheid. So kom ons probeer hulle nie grys maak nie, maar aanvaar dat die grysheid is die wysheid. Mag dit vir julle 'n geseënde jaar wees. Mag julle werklik waar terugkyk op hierdie jaar en ervaar dat jy 'n mooier, dieper verhouding bou. Koester jou huwelik, koester jou kinders, koester jou kleinkinders. Spandeer stil tyd met hulle. Ek het op 'n stadium 'n prentjie gesien wat gesê het, doen meer dinge wat jou laat vergeet van jou foon. En baie keer as ons by mense kom en ons braai saam en alles, dan vat jou foon en sien jy aarde 87 WhatsApps. En dan herinner ek myself, ten minste het ek tyd saam met iemand spandeer. Mag tyd vir ons so belangrik wees. Moenie sê ek het nie tyd nie. Besef, dan is dit nie 'n prioriteit nie. En dis die geheim. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Here, dankie dat ons vanmôre ook net gemaklik en reguit met ons ouers, ons grootouers en ook ons kinders kan praat. Ons lewe in 'n tyd met groot uitdagings. Ons lewe in 'n tyd wat ons kinders soveel dinge het waarteen hulle moet kompeteer. Hulle kompeteer met wie die meeste vriende, wie ken die mense, wie die meeste likes, wie die meeste komplimente. Alles in ons lewe vir ons jong mense draai amper net oor kompetisie. En so vergeet ons soms dat die lewe geleef moet word. Daar's soveel druk vir ons ouers, Here, ons probeer ons bes en soms word ons moedeloos en ons weet baie keer regtig nie hoe om sekere omstandighede te hanteer nie. Maar ek wil kom bid, Here, dat hierdie 5 punte net deel van ons lewens sal wees, dat ons werklik die woord van God ons fundament sal maak, dat ons werklik in ons doel sal wandel en Christus uit sal beeld. Ek bid dat ons in liefde sal kommunikeer, ek bid dat ons genadig sal wees teenoor mekaar, veral in die gesin. Maar ek bid ook dat ons die geskenk, die eersgeboorte reg van vreugde nooit sal laat vaar in ons huise nie. Ek wil bid dat jy elkeen in hierdie omgewing sal seën, Here. Ek bid dat jy hulle kinders sal help om werklik waar te kan weet, hulle is geplant om vir Jesus lig te dra, om vir Jesus die verskil te maak. Hulle het nie nodig om in te pas by die verkeerde dinge nie. Dis juist die grootste uitdaging vandag, om reg te lewe. En daarom eer ons die Here. Ek wil bid dat jy ons sal kom vergewe vir soveel kere wat ons val as ouers, vir soveel kere wat ons foute maak, Here. Help ons. U is met ons, U Gees is met ons. Help ons kinders, Here. Vergewe hulle vir soveel kere wat hulle dalk die fout gemaak het om beïnvloed te word, maar mag hierdie soos 'n nuwe jaar, 'n nuwe tyd vir hulle ook wees. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.